Vandag doen ons algebraiese uitdrukkings met breuke. Geniet hierdie algebraiese breuke. Nou ek wil gou hiermee nou ietsie sien. Hier's 'n breuk. Wat ek net gou dit vir jou merk. Hier's 'n breuk gedeel deur 'n breuk. Wat belangrik is hierdie term, hierdie teken wat tussen hierdie twee breuke is, soos daai deelteken. Nou ek wil net gou dit uitvee. Wat ek nou gedoen het, ek het amper vir jou half soos 'n cheat sheet gemaak. Ek het gesê, indien ek 'n breuk het, 'n breuk het, en ek het nog 'n breuk, en daar's of 'n maal of 'n deel tussen hulle, dan moet ek die volgende wenke gebruik. Jy kan faktoriseer. Jy kan ook byvoorbeeld die bo hakies het en onder, dan gaan jy half uitkanselleer, kyk wat jy kan uitkanselleer en dan vereenvoudig as jy die breek. So dis by tipe 1 waar daar 'n maal en deel is, soos in hierdie geval. Hier is 'n deelteken, so ek weet dis hy tipe 1. Okay. So kom ek hanteer dit gou die ander enetjie. Oor tipe 2, dis van die plus en minus is my terme is. Dis van die ek byvoorbeeld 'n breek het en 'n plus tussen my breuke. Dan kan ons die volgende wenke volg. Ons kan faktoriseer, maar dan gaan ons die KGV kry. Nou dis 'n groot verskil. By tipe 1 gaan ons uitkanselleer en by tipe 2 gaan ons 'n KGV vind. Okay. Nou ek gaan nou al hierdie nou uitvee net om dit lekker skoon vir jou te hou. Okay, en aan hierdie kant ook. So ons moet net onderskei, is daar plus en minus tussen my breuke of is daar 'n maal en deel? Nou kom ons kyk na die eerste enetjie. Dis 'n tipiese tipe 1 waar ek 'n maal en 'n deel tussen terme het. So ek kan my wenke nou gebruik. Ek sê dis nou 'n tipe 1. Ek gaan net hier in die kant neerskryf waarvan ek definitief gaan of potensieel kan faktoriseer en dan heel moontlik kan uitkanselleer en dan van daar af vereenvoudig. Nou, so dis wat ons heel moontlik kan vereenvoudig. Okay. So dis heel moontlik wat ons kan gebruik. So hier sien ek 'n paar goed. Vir 'n begin sien ek dat hier 'n 17 is wat ek kan inmaal met daai terme. Ek sien ook hierso's 2 hakies. So kom ons vereenvoudig eers hierdie 2 hakies. Want die hakie het 'n kwadraat buite. Dit beteken ek moet hom potensieel kan 2 keer uitskryf, of ek moet hom 2 keer kan uitskryf. So op die oomblik kan ons nie faktoriseer nie. So ons gaan kyk wat ons kan doen. Ons gaan hierdie hakies net so 'n bietjie vereenvoudig. X min 2. Ek gaan hierdie sommer change na maal toe, want julle weet hierdie deelteken moet altyd verander na maal toe. En dan moet ons sommer flip en maal. Die teller word die noemer word die teller. Ek dink is iets wat ons in graad 9 geleer is. Okay. So ek het net hierdie breek omgedraai. Ek het daai ek gaan die produk kry. So hierdie is x kwadraat minus 4x plus 4 alles op plus 17x min 34, want hierdie maal in so en so, en min 60 alles op x min 2. Ons maal dit gou met hierdie. Ons gaan nog nie faktoriseer nie. Ek gaan nou vir jou wys hoekom. Ons vereenvoudig enigstens alles voor ons faktoriseer vereenvoudig is. Eers so ver as ons kan. Nou kom ons vereenvoudig hier nog verder. Hier het ek x kwadraat min 4x plus 17x gee vir my plus 13x. En hierdie plus 4 min 34 min 60 gee vir my min 90. En nou gaan jy presies sien hoekom ons 'n bietjie aangehou het voor ons faktoriseer. Want nou kan ek amper al sien dat hierdie een term die een teller kan uitkanselleer met die een noemer. Kom ek wys gou vir jou. Hierdie noemer kan uitkanselleer met daai teller. So ek het bietjie vasgehou voor ek kan uitkanselleer. En al wat ek oor het is hierdie term wat ek sommer nou gaan faktoriseer. Die verskil van kwadrate. Alles op x min 2. En nou kan ons hierdie uitkanselleer, so ek weet hierdie uitdrukkings eenvoudigste vorm is x plus 2.
Julle, so hierdie is 'n tipe 2 want ons sien die minus tussen my breuke. So as 'n tipe 2 en wat doen ons met tipe 2's? Ons faktoriseer vir 'n begin of potensieel kan ons. Dis stap nommer 1 en daarna KGV en daarna gaan ons vereenvoudig. Het ek net so afkort. Okay, so ons het nou 'n paar riglyne. So kom ons begin. Kan ek faktoriseer? Ja, kan. Want hierdie noemer hieronder is die verskil van kwadrate. En ek dink daai is baie eenvoudig op graad 10 vlak. Okay. Die tweede breek kan nie gefaktoriseer word nie. Inteendeel, hy's klaar gefaktoriseer. En al wat ek gaan doen is, en dis nogal belangrik, skuif daai hakie 2 keer. Dis nou baie belangrik want dit gaan my help om my KGV te bepaal. Nou onthou die KGV word verteenwoordig deur hierdie hakie en hierdie hakie. So al 4 daai hakies moet onder voorkom. Nou ek dink dit is belangrik om te weet dat wat ek net in 'n ander kleur vat, hierdie hakie hier het 'n x-1 en 'n x-1. So ons gaan dit altyd eers neerskryf. Die x-1 en die x-1. Want dit kan baie maklik gebeur dat jy een van daai hakies vergeet. So dis belangrik begin met daai 2 hakies wat homself dupliseer. En nou gaan kyk jy na die ander breek. Wat het hy gehad? Hy het in hierdie hakie was die x-1 reeds hierso, maar hy het nooit 'n x plus 1 onder by die noemer nie, so ons moet dit byvoeg. Okay. So ons het net ons bokant ons tellers reggemaak. Ons het 'n noemer KGV gevind en nou gaan ons ons tellers regmaak hierna. Want dis eintlik waaroor dit gaan. Kan ek nou bo my tellers regmaak? Nou, dink nou aan my eerste breek. Die eerste breek het 'n x plus 1 en 'n x-1 gehad. 'n x plus 1 en 'n x-1. So wat kort hy? Hy kort die x-1. Die tweede breek, kom ons kyk wat hy gehad. Hy het 'n x-1 en 'n x-1 gehad. Hy het hierdie gehad. So hy kort die x plus 1. Okay, nou het ek al iewers. Kom ons maak dit 'n bietjie kleiner hier. Ons maak bietjie skoon. Ekskuus net van hierdie goedjies uitvee. Korrek. En nou het ons al verby die faktorisering, verby die KGV deel. Kom ons vereenvoudig en ons kan sien dat ons hierdie 3 kan vermenigvuldig met hierdie hakie, as sulks hier ook. So kom ons doen dit aan beide kante. 3 maal x is 3x, minus 3 maal 1 is, min 1 is min 3, min 2 maal x is min 2x, en min 2 maal plus 1 is 'n negatiewe 2. Okay, alles op, en al hierdie hakies wat hier onder oor is. So dis al wat oor is. En nou gaan ek bo vereenvoudig, kom ons is daar gelyksoortige terme, ja. Ek het 'n 3x en 'n min 2x, wat saam moet vir my net 'n gewone 1x gee, en ons skryf net 'n x, en dan 'n min 3 en 'n min 2 is min 5. Alles op. Ek dink die persoon wat die som opgestel het, wou heel moontlik gehad het, dat die teller en die noemer moet uitkanselleer, maar in die geval doen dit nie. So ek gaan net hierso stop, want van hier af kan niks uitkanselleer nie. Hierdie is 'n tipe 1, hè? Want ek kan sien daar's 'n maal en 'n deel tussen my breuke. So kan jy onthou by tipe 1, wat doen ons? Ons faktoriseer en dan gaan ons uitkanselleer. Okay, so dis die 2 goedjies. Ek gaan net hier so skoon maak. Ons weet nou is 'n tipe 1. So ons gaan faktoriseer. So plan is, kan ek faktoriseer? Ja. Ek kan hier bo 'n 6 uithaal. En dan bly daar a kwadraat min b kwadraat oor. Nou net om spasie te spaar kan ek sien hierdie is die verskil van vierkante. So ons gaan sommer verder faktoriseer sommer dadelik. So ons gaan sê goed, daar is 'n a plus b en a min b. Want dit is mos die verskil van vierkante. So as jy in 2 stappe wil wys, doen dit. Alles op a kwadraat. En dan maal ons dit met, wat gaan ons bo uithaal? Ons gaan 'n gemeenskaplike faktor van 4a kan uithaal. En dan bly daar 'n a tot die mag 3 oor plus b tot die mag 3. Nou daar is 'n lekker derde maggie wat ons gaan moet faktoriseer. En hieronder,
Ja, ek dink hy kan faktoriseer. Dit lyk soos A plus B en A plus B. Dis 'n 3 term. Ons gaan hierdie maal verander en dan gaan ons hierdie neerskryf A kwadraat minus AB plus B kwadraat. Nou hierdie 3 term hier lyk soos iets wat ons mens kan faktoriseer, maar jy gaan sukkel, jy gaan nie. So as jy nie kan nie, los uit, né? Onthou na dit is gefaktoriseer het, kan ons uitkanselleer, maar ek sien ek kan nog 'n eentjie aangaan. A plus B, A min B, alles op A kwadraat, maal, onthou hierdie is 'n derde mag, is die klein hakkie, groot hakkie. Die derde magswortel van A tot die mag 3 is A, hou die teken, derde magswortel van B tot die mag 3 is B, ons kwadreer hierdie ene, A kwadraat, ons kwadreer hierdie B kwadraat, en hierdie word middelste term, en as hierdie 'n plus was, word hierdie 'n minus, altyd plus aan die einde. Ok, kom ek maak 'n bietjie skoon hierso. Okay, alles op, en wat het ek aan die onderkant? My noemer het ook nog steeds hierdie A plus B oor, en hierdie A plus B, en dit lyk of 'n paar goed kan uitkanselleer. Dit lyk so. Hierdie is die ene waarmee ons gesukkel het om te faktoriseer, en dit sal altyd wees van die derde mag is, so daar is dan die mag 2, ekskuus. Ok, en nou kan ek sien, ek kan 'n paar goed uitkanselleer. Ek gaan dit sommer met 'n rooi pen doen. Dus dit kan, ekskuus, ek is in die verkeerde. Ok, dan gaan ons uitkanselleer. Ek kan sien dat hierdie noemer kan uitkanselleer met daai. Ok, wat kan nog uitkanselleer? Die A plus B kan uitkanselleer met die A plus B. Hierdie A plus B kan met daai na uitkanselleer. Hierdie A tot die mag 2, onthou wanneer ek eksponente het, daar's 'n A tot die mag 3 en 'n A tot die mag 2. Wat doen ons met die eksponente? Ons minus dit, so hierdie is net A1 wat oorbly. En wat het ek nou oor? Ok, kom ons doen dit maar verder in swart. So ons het uitgekanselleer so ver ons kan. Daar's nie veel meer wat ek kan doen nie. Wat oor is hierdie 6 en die 4a wat ek met mekaar gaan maal en 'n 2 daar. So 6 maal 4 is 24, maal die 2 is 48. So is 48 A kwadraat, want daar's 'n A en daar's enetjie daar. Stel die eksponente ons by mekaar. En dan is daar nog een hakie wat die bo oor is, A min B. Onder is daar niks nie. So dis waar ons gaan stop. Ja, so hier sien ek 'n deelteken, so ek weet hierdie is nou tipe 1 en daar by tipe 1 nou weer. Ons gaan heel moontlik faktoriseer of potensieel. Ons gaan uit kan kanselleer gewoonlik en dan kan ons gewoonlik ook vereenvoudig. Okay, so dit in gedagte. Kom ons probeer faktoriseer. Ons kan 'n gemeenskaplike x tot die mag 2 uithaal, dan bly daar x minus 1 oor. Ek dink daai is voor die hand liggend. En dan gaan ons nou natuurlik daai deel verander na 'n maal toe en ons gaan hier flip en maal. En hy is eintlik baie eenvoudig van hier af, want oor hierdie maalteken kan ek mos eintlik uitkanselleer. So hierdie kan uitkanselleer met daardie. Die 4 kan in die 8 en 2 keer gaan, so al wat ek oor het is hierdie 2x min 1. En as jy onderwyser wil hê vir die hakies ontslaa raak, dan is dit goed genoeg daai. Ok, hierdie is 'n tipe 2, want ek kan nou sien dat daar plus en minus tussen my terme is, so ons gaan by tipe 2 faktoriseer, kan julle onthou? Ons gaan KGV vind en ons gaan vereenvoudig. So kom ons faktoriseer. Kan ek enigsins iets inbreek? Die eerste breek faktoriseer? Geensins. En die tweede ene ook nie. En al wat ek moet doen is skryf hulle oor, want nou kan jy sien in term 3 of die derde breek is daar 'n derde mag wat ek kan faktoriseer. Onthou A en A deel op. Hierdie is 'n minus, omdat dit 'n minus is, beteken dit my hakies se tekens gaan verskillend wees. En die faktore van 12 wat vir my hierdie middel 1 gee, die faktore van 12 wat vir my die koëffisiënt van die middel, wat daai 1 is van die koëffisiënt van die middelterm is
3 en 4 maak ons 12 en 12 en 1 maak 12 en 6 en 2 en watter beentjie kan vir my die 1 gee? Die 3 en 4, so is 'n negatiewe 4, positiewe 3. Gaan oefen jou 3 term faktorisering is baie belangrik. Jy het onder die knie kry. En nou het ons klaar gefaktoriseer, nou gaan ons die KGV vind. So wat belangrik is by KGV is dat elke noemer, hierdie noemer en hierdie noemer moet verteenwoordig word in my KGV. So kom ons begin. Ons gaan hier begin. Ons gaan sommer daai noemer eers neerskryf. Hierdie A plus 3 en die A min 4. Okay. Hierdie A min 4 wil ek ook neerskryf, maar hy is al reeds hier. So ons gaan nie neerskryf nie. A plus 3 is daar. Hy is al reeds hier ook. So ons gaan nie neerskryf nie. So kom ons maak bietjie skoon. Okay, ek hoop daai maak sin. Daar as jy juffrou 'n ander manier het, of jy onderwyser 'n ander manier het, gebruik dit. As hy meer stappe wil sien, doen dit ook so. Okay, nou moet ek net my tellers reg maak. So 3 moet ek nou maal met iets. Nou dink 'n bietjie, hy het 'n A min 4 gehad, so hy kort die A plus 3. So ons gaan dit maal met A plus 3. Die 2, wat het hy gehad? Dit het 'n A plus 3 gehad. Hierdie enetjie hier, so hy kort die A min 4. En die 21, wat kort dit? Niks, want hy het albei gehad. Okay, kom ons maak skoon. Okay. Van hier af, ons het klaar gefaktoriseer, klaar KGV, onthou die derde ene, vereenvoudig. En hoe gaan ek vereenvoudig? Ek sien daar's 'n paar raakies, so ek kan hierdie 3 inmaal met albei terme binne die hake, is ook hier. So kom ons doen dit. Die 3 maal A is 3A plus 9, omdat die 3 maal A is 3A en die 3 maal die 3 is 9. 2 maal A is 2A en 2 maal min 4 is min 8, min 21, skryf ek net neer. Onderste hakies gaan ek net so hou. En dis die doel van die KGV. Dat ek onder iets doen wat ek ook bo moet gaan doen. So bo moet jy amper half herstel. Nou dink 'n bietjie, nou gaan ek vereenvoudig. Ek gaan hierdie 3A en hierdie 2A bymekaar tel, wat vir my 5A gee. Ek gaan hierdie plus 9 en min 8 en min 21 bymekaar tel. As ek so vinnig dink, is dit min 20, dink ek. Alles op. A plus 3, A min 4. Kan ek aangaan? Heel moontlik. Kan ek iets faktoriseer? Ja, kan 'n gemeenskaplike 5 uithaal. En dit is awesome. En al wat die oor is 'n A plus 3. Want wat gebeur is, ek het net hierdie mooi skryf. Kom net hierdie stukkie gou oordoen. Ons het bo gaan faktoriseer. Ons het 'n gemeenskaplike 5 uitgehaal en toe bly A min 4 oor. Onder het ek hierdie A plus 3 gehad en die A min 4 en hierdie A min 4 en daai A min 4 kanselleer uit. So die uitdrukking se eenvoudigste vorm is 5 op A plus 3. Kom ons gaan sommer na die volgende enetjie toe ook. Ja, hier is 'n belangrike konsep wat ek hier moet verstaan en ek gaan hierdie in rooi merk vir jou, né? Ek gaan hier sê nota belangrik. As jy enige derde mag sien wat ek kan faktoriseer, doen dit eerste. Moet niks anders faktoriseer as jy nog nie dit gedoen het nie. So kom ons doen dit heel eerste. Ons gaan niks anders te faktoriseer nie. Geensins enigsins andersins ons gaan niks faktoriseer nie. Ons skryf net alles oor soos normaalweg. Maar as ons nou by daai derde mag kom, moet ons hom nou faktoriseer. Nou derde magte, ons noem dit die klein hakie en die groot hakie. So ek moet gaan my noemer bietjie langer maak. Okay. Kan julle onthou wat sit ek hier in? Ek kry die derde magswortel van x tot die mag 3 wat net x is. En dit word my eerste term vir my eerste hakie. Ons hou die teken van die oorspronklike uitdrukking en dan gaan kry ek die derde magswortel van 8 wat in die geval 2 is.
Ja, en dan gaan kry ek die derde magswortel van y tot die mag 3, wat in die geval y is. OK, nou het ek my eerste hakie uitgesorteer. Kry net die derde magswortels van al die terme en sit in jou eerste hakie, onthou om die teken te hou. Hierna gaan ons hierdie term kwadreer. Ons gaan hierdie term kwadreer en ons gaan hierdie twee terme mekaar maal en dit gaan my middelterm word 2xy. Kom ek vee net gou hierdie uit. En nou moet ek net gaan my tekens doen. As hierdie 'n minus was, is hier altyd 'n plus. Dit is altyd plus aan die einde. Kom ons vee hier uit. So, wat kan ons van hier af doen? Amazing. Ek kan sien dat ek hierdie teller kan uitkanselleer met daai noemer. Onthou, ons kan uitkanselleer in 'n maal, ons kan oor dit uitkanselleer. Nog iets. X min 2y en x min 2y kan ook uitkanselleer. So al wat oor is aan my tellerkant is daar niks nie, alles uitgekanselleer, so as 'n 1 wat oor is. Ek het hierdie uitvee net swart maak. So op my tellerkant al wat oorbly is 1 en onder is x kwadraat en daai is my finale antwoord. Belangrik, doen eers jou derde magte, dit is krities.